die son op die see se blou, so die rykdom van sy droom. En aan die is die man, en die Baie welkom by vandag se preek. Die vraag wat ons wil beantwoord is, wie het vir God geskep? Nou, hierdie is deel van 'n reeks wat ons vandag gaan begin, en die vakansiereeks wat 9 vrae wil beantwoord. Baie, ek sal net nou sê wat al die vrae is, wat altyd ronddryf en partykeer ons geloof verdryf. En eintlik het die aanvanklike idee gekom van Titus, wat ons laasweek gelees het met onthou julle die flaminke. Maar hy het vir die gesê, vir die ouderlinge, hulle moet nou 'n voorbeeldige lewe lei, maar hulle moet ook in staat wees, sê hy, om die gesonde leer aan te moedig, soos wat ons doen met die belydensklas en die valke en die arende en ook die mossies, maar ook in staat wees om moeilike vrae te beantwoord van teestanders. Okay. So dit het my gebring by hierdie reeks. Ek wou eintlik net 1 preek gepreek het, maar toe het die kinders my laasweek gevra, maar wie het vir God gemaak? En kyk, die suigelinge, uit die mond van die suigeling, jy weet, kom die waarheid. En die 2 goed het gemaak. So, die reeks gaan 9 vrae beantwoord, waarvan die eerste een is, wie het vir God geskep? Dis random vrae wat, ek dink die Heilige Gees maar deur die jare vir my gegee het, wat mense altyd vra, wat se bewys is daar vir God se bestaan? Want onthou, jy moet jou verdedig binne en buite kan die kerk. Hoekom moes God 'n baba word, het een van my grootste moslimvriende vir my gevra. Hy kan nie dit verstaan nie. Hierdie groot God, Allah, hoekom is hy 'n baba geword het? En dan, hoekom laat God leiding toe, vra meeste van die mense, meeste van die tyd, veral as jy swaar kry. En hoekom moes Jesus sterf, en so bloedig sterf? Eintlik 2 goed. En dan, waarna toe gaan ek as ek sterf? Kyk, daar is eintlik 2 sieninge, of jy gaan in 'n diep slaap, of jy gaan dadelik iewers heen. Albei is eintlik by ons siening, ons besef dit nie altyd nie. En as ander mense vir jou 'n bietjie dit vra op tydjie, dan skrik jy en sê, nee, ek het nie geweet daar's nog 'n siening nie, so ek wil albei vir julle verduidelik. En dan, wat word van kindertjies, wat nie 'n kans gehad het om te kies vir Jesus nie, en wat nou gedoop of ongedoop is? Of wat word van mense wat eintlik nog nooit die evangelie dalk gehoor het nie? Waartoe gaan hulle as hulle sterf? Sien, dis nog 'n kritiese vraag. En dan, kan jy seker wees dat jy gered is? Dis 'n vraag wat tieners altyd mee sit, kan ek seker wees? So ek het altyd daar by huisbesoek kom, dan sal ek vir mense vra, waartoe gaan jy sê, as jy dood is, dan sê die een ou nie, ek weet nie. Sê ek, nou hoekom nie? Sê nee, want ek drink nog whisky, verstaan? Nou, so die vraag is of whisky verkeerd is, maar jy weet, dis sy teologie eintlik. So, kan jy seker wees? Vergeet nou die whisky is. Daar's niks fout om whisky te drink, jy moet nie te veel drink nie. Dit staan ook in die Bybel. Nie whisky nie, maar moenie aan drank te buite gaan nie, maar laat die Gees jou eerder vervul in Efesiërs. En dan, hoekom is goeie werke belangrik as dit jou nie gaan red nie? Weet, waar pas dit nou eintlik in? En dan, waar pas die dinosourusse in die Bybel in? Dit wil kinders wees. Hierdie dinosourusse wat ek weet nie of jy dink hulle was nie. Ek sê vir jou vertel, ek het in een se voetspoor geloop eendag, Genian. Daar in Peru, en daai kom lê daar so voetspoor. So 3 tone. So ek het hom hy was gelukkig nie daar nie, maar sy voetspoor lê toe daar. So dis die vraag, en ek dink hierdie een gaan ek volgende week beantwoord. So wat ek dink, mense moet 'n bietjie hierdie goed bymekaar bring, en vir ons wat agterbly, ons sal dit ook opneem, so jy kan dit by die huis kyk as jy wil, jy nou nie uitmis nie. Wanneer mense oor geloof praat, dink ek moet ou net dit onthou. Daar's 'n piramide van geloof wat 4 verdiepings het. En dit help mense as jy so aan goed dink, want ons begin uit die goed uit mekaar haal. Ons haal die vis uit die water en ons dissekteer hom. So die hoofpunt bokant van die piramide is 5, geloof. En die vraag daar is, jy weet, is daar 'n God, ja of nee? Ek bedoel, en as jy sê jy glo, dan glo jy. As jy sê jy glo nie, dan is jy nie, dan glo jy nie. Dan is niks anders belangrik nie. So dis die eerste vraag. Die tweede verdiepingkie is dit, maar beliefs of belydenis. Vandag het Linka belydenis afgelê. So die vraag is dan, maar wie is God? Dit is goed om te glo, maar wie is God en wie glo? Ek bedoel, is baie ander gelowe, okay? Tweede
Dan die derde ene is die hele ding van hoe is miskien die vraag is, hoe interact ek met God? En nou gaan dit dat jy 'n verhouding met God kan hê. En dis nie alle gelowe wat 'n verhouding met God kan hê nie, maar ons Christelike geloof dan, hoe werk hierdie verhouding met God? En die laaste plek van hierdie verdieping, 4 verdiepings is, maar hoe groei ek na God toe? En dis waar die dissiplines inkom, wat ek net nou vir Linka oor gevra het. Rituele wat ons deurgaan, en 'n ou moet verstaan dat jou geloofshuis bestaan uit al 4 daai goed. Jy kan nie net sê jy glo nie. Jy weet, en jy kan ook nie net 'n belydenis sê en dit word nie uitgeleef nie. So ek wil half in die vrae wat ons gaan antwoord, gaan eintlik hier heeltyd op al hierdie vlakke werk. So die een wat ons vandag gaan beantwoord is die vraag, wie het God geskep? Ek bedoel, en jy kan ook sê hy's nie geskep nie of hy bestaan nie, maar dis 'n faith-vraag. Maar die antwoord gaan jou lei na belydenis toe. Jy gaan vandag hier uitstap en sê, okay, nee, wie het God gemaak? En wat beteken dit vir my in my verhouding met hom as ek agterkom wie het hom gemaak? Want jy gaan sien wie hy dan is. En dit bepaal ook in 'n sekere sin, jy gaan nie anders kan as een van die dissiplines te doen nie. En dis gaan 'n belydenis vir lofprysing wees. So as jy begin krap en met al hierdie goed wat ons gaan gesels, gaan op die einde jou geloofspiramide opbou. En ek hoop aan die einde van die vakansie sal dit so wees. Okay, kom ons begin. Wie het vir God geskep? Nou die kinders het toe vir my gevra daarna, en kinders doen dit. En jy het dit ook op 'n stadium gesê. Jy weet, want die idee is eintlik, sê hulle, alles is geskep. Alles wat bestaan is gemaak. En nou is die vraag, wie het vir God geskep? Hulle vra van wie sy ma? Want almal het 'n ma. Is dit nie? So, as ek hierdie vraag vandag beantwoord, want ek het net nou 'n bietjie met daai nou 'n bietjie daaroor gesels, met 'n bietjie te toets, jy weet, dan sê hulle, nee, jy weet, maar hy, maar iemand moes hom geskep het, sê hulle. Jy weet, dis moes jy nou begin dink daaroor. So ek wil net sê, as ons die vraag gaan beantwoord, gaan dit jou ook help om te verstaan, om Jesus se geboorte te verstaan, dat hy as 'n sonlose mens kon gebore word. Jy gaan ook sy sterwe en sy opstanding beter verstaan, is baie interessant. En jy gaan ook die Heilige Gees beter verstaan. En miskien gaan jy jouself ook beter verstaan. Dis wat vandag aan jou gaan doen. Okay. Nou vra ek vir hulle, nou hoe weet ons al hierdie goed? Toe sê hulle nie, dit staan in die Bybel. Want hoe weet ons, God het ons gemaak? Dit staan in die Bybel. Dis die boek. Nou kan mense ook sê, maar hoe kan jy die Bybel glo? Ons het laas keer daar gepraat, van die Bybel getuig van God so, maar wie sê die Bybel is reg? En ek wil net sê, daar sal altyd 3 getuies is, dan is dit reg, verstaan jy? Okay. So, kom ons gaan na die Bybel toe. In die begin, eerste vers, staan daar, het God die hemel en die aarde geskep. So, ek gaan jou nou hier op 'n denkpad vat. Okay. So, as ons net daarna kyk, in die begin, so daar was niks gewees nie, sê vers 2, die aarde was woes en leeg, maar toe kom God en hy in die begin skep hy wat God is, en die woord theos beteken is die opperwese waaruit alles eintlik bestaan, die Griekse woord. En hy skep toe hemel en aarde. Hemel en aarde. So as mens net kyk na die prent, ek nou vir ChatGPT gevra, my baie mooi verstaan, ek sê skep vir God, die Vader, 'n prentjie, en die goed wat hy geskep het. So as jy net daar kyk, want hy die aarde gemaak, en verlang het mense gedink, die aarde is die sentrum, maar die aarde is eintlik maar deel van 'n sterrestelsel. En die aarde is nie sentraal, en die son is sentraal, en die aarde gaan daarom, en ons weet hoe groot dit is, ek gaan net nou weer veel uiteensit nie, en daar's honderde sterrestelsels, wat God gemaak het. So, as ons net hierna kyk, dan weet ons dat God staan eintlik buite kan die skepping. Dis die eerste ding wat jy moet klik. Ek bedoel, as wat ek vra vir die kinders, nou wie het vir God gemaak? Toe sê hulle nee, hulle weet nie, maar iemand moes hom gemaak het. Maar dis omdat jy dink, hy's binne die skepping. Dis soos 'n rekenaar. Ek bedoel, die ou wat die rekenaar geskep het, hier's 'n klomp rekenaars, trouwens hulle sê hy baie seker wie dit actually gedoen het, maar hy's mos nie deel van die rekenaar nie. Hy het net goed gevat en geskep, verstaan julle? So God is nie deel van die skepping nie, hy staan buite die skepping. Dis die eerste ding wat ou moet klik half. Jy kan nie, en kom ek sê vir jy kan nie die goed wat
deel is van die skepping wat hy geskep het op hom van toepassing maak. Nie soos om te sê, hy het ons geskep, so hy moet geskep word nie. Want die ruimtes waarin ons leef, moet ek so sê, wat het hy geskep? Hy het hemel en aarde geskep, dit is materie, dit is matter. Daar was niks gewees, hy het matter geskep. Okay? Jy is ook matter, jy bestaan in klein deeltjies. Monica, as jy baie warm maak, gaan jy later ontplof en verdwyn, verstaan jy, net soos water. So ons moet net weet, ons is maar klein deeltjies wat beweeg. So hierdie tafel in sy kleinste deeltjies, is wat die kwantumfisika sê, goedjies beweeg heeltyd, jy kan dit nie sien nie, maar is genoeg om 'n tafeltjie te wees. Die tweede ding wat hy gemaak het, hy het ruimte geskep. Binne in ruimte het hy hierdie goed gesit. Hier waar ek staan, beslaan ek ruimte. En dan die derde ding, het hy tyd geskep. Voor hy geskep het, moet ek reg praat, was daar nie tyd gewees nie. So ons praat dat ons leef in 'n driedimensionele lewe, tyd, ruimte en materie. Jy kan net hier, hoe laat is dit nou? Dis 20:10. Jy kan net 20:10 vandag op hierdie datum is jy hier. Kan nie op 'n ander plek wees. Gedagtes kan op 'n ander plek wees. En jy sit daar en daar waar Troe sit, kan jy nie nog ook sit. Sy sit klaar daar. Dis is die ou wat in die bank gaan voor indruk het. En toe sê die dame van gaan staan agter. Toe kom hy weer terug, toe druk hy in. Toe sê ek vir sê met agter staan. Toe sê maar daar staan klaar iemand agter. Dis ruimte, verstaan jy? En dan tyd is het begin toe God goed begin maak het. So wat ons moet verstaan is dat God is nie deel van hierdie skepping nie. Dis 'n baie belangrike beginsel. Hy is die skepper, maar hy is nie deel van die skepping nie. En omdat dit so is, het God ook nie 'n ouderdom nie. Hoe kan dit nou wees? Die aarde sê hulle is 4.5 biljoen jare oud. Die heelal sê hulle is ouer, maar kom ons kom daarby. Maar hoe oud is God? Hy het nie ouderdom nie, want hy is voor tyd daar gewees. Nou, kom ons gaan na die Bybel toe, want dit is nou op die boek en ek gaan vir julle 3 verse gee, want eintlik begin dit by wie God homself sê, maar ek gaan sommer begin by Moses. Wat het Moses? Moses was God se beste vriend, staan daar aan die einde van Deuteronomium. Hy sê, God is ewig, dis die eerste getuie, Deuteronomium 33. Nou die Ure het ons nou hierdie infiniteitsteken van die 3 eenheid het hulle gaan maak. En as jy jou hand op hom sit en jy begin hom trek, hy hou nooit op nie. Dit is hoe God is, as jy dit wil voorstel. Nou kom 'n ander man wat vir God goed geken het, was Daniel, wat so 5 keer per dag gebid het, en hy sê, in Daniel 7, ons het dit net nou gesing, God is the ancient of days. Hy is ancient, nog voor tyd daar was hy daar, ons het dit gesing, die ancient of days, toch al 'n mooi woord, so hy is die een wat ewig lewe. Wat sê God self oor hom? En ons lees in ons geliefde boek Openbaring 1 vers 8, en dis die derde getuie, het kon eintlik die eerste een gewees het, dat God noem homself die Alpha en die Omega. Nou, dis die Griekse alfabet, eerste letter, laaste letter. Maar dan gaan hy aan, hy sê, ek is die Alpha en die Omega, ek is die een wat was, en wat is, en altyd daar sal wees. Dis hy. En wie bevestig dit? Daniel en Moses. En dan gaan hy aan, hy sê, ek is die Pantokrator. In die Afrikaanse Bybel is die Griekse woord wegvertaal met God die Almagtige. Maar dis nie eintlik wat dit sê, dit wil sê, I am the ruler of the universe. Jy is nie die ruler van die universe, as jy die universe geskep het. So wie het vir God geskep? Wel niemand nie. Jou kinderbrein moet dit nou ook al besef, niemand het hom geskep nie. Hy was nog altyd daar, hierdie Godheid wat ons aanbid en besing. Maar so ook, Jesus en die Heilige Gees. En dis eintlik wat Johannes, die eerste vers in Johannes kom sê, in die begin was die woord, die logos. Logos is die Griekse woord wat eintlik skepende krag, maar ook 'n geestelike krag wil sê, was in die begin daar en God het deur die woord alles geskep. En in hom was daar lig en lewe en dit was liefde vir die mense gewees. So Jesus was ook daar in die begin. En wat lees ons heel in die begin? Die Ruach het oor die aarde gesweef. Die Gees van God. Ruach is die Hebreëse woord vir die Gees van God. Wat later die Heilige Gees geword het. So, hulle was van die begin af daar. Nou as dit so is, dan word klomp goed skielik vir ou anders te gesien as wat jy ooit gedink het. Nou verstaan ons hoekom Jesus as 'n sondelose
kind in die wêreld gekom het. Want hy is God, hy is een van die 3 persone van God. Ek het vir Linka gevra net nou. En dit beteken, toe die sondeval plaasgevind het, was hy nie deel van die sondeval nie, want God is nie deel van die skepping nie. So hier stuur God sy seun, en ek sal later vir julle verduidelik hoe hy 'n baba moes geword het, want hy moes sondeloos wees. En hy was sondeloos, want hy het van buite af gekom. So die belydenis dat hy God en mens was, maar in sy menswees was hy sondeloos geweest. Nou verstaan ons ook, toe hy gesterf het, hoekom kon hy opgestaan het? Want hy was God geweest en hierdie ongelooflike krag. Paulus sê dit later. Dieselfde krag waarmee Jesus in Efesiërs 1 vers 19, waarmee God vir Jesus deur die Gees uit die dood uit opgewek het, werk ook in ons. Dis die goddelike krag waarmee hy geskep het. Daai krag is in ons beskikbaar. En dis daai krag wat Jesus opgewek het. En dis daai krag wat gemaak het dat hy opgestaan het. En ons sal later praat oor hoe hy was, maar Jesus kom ons nou, hulle het hom nog gesien en dan is hy sommer weg gewees. Want hy het hierdie hemelse liggaam gehad. Want hy kom van 'n ander plek af. Ek bedoel, dis vir God mos eintlik niks nie. Hy sê, iewers in die Bybel, weet 1 jaar is vir God soos 1000 en 1000 soos 1 dag. Ek bedoel, tyd is nie vir hom daar nie. Hy sien jou hele lewe soos 'n tafeltjie. Ek bedoel, ons dink God is deel van, hy dans saam met ons, maar hy is ook buitekant. En dan die ander ding om baie erg dan te verstaan, as Paulus sê, wat net nog sê, toe diepte is die wysheid en kennis van God en hoe ondeurgrondelik sy weë. Hy sê, jy word 'n nuwe mens, wat die ou mens kan afsterf, as jy wat doen? As jy die sondes los, sê in Romeine 6 en 7. Maar hy sê, jy val heeltyd terug, tot jy wat doen? Tot jy die Heilige Gees toelaat om jy te kom bly. Waar kom die Heilige Gees vanaf? Van buitekant ons af. En die Heilige Gees is God. En daai Gees kom sonder dis hoekom hy die Heilige Gees is, en hy kom bly in jou, en as jy hom toelaat, dan verander hy hierdie menslike wese van jou wat vasgebind is in tyd, ruimte, materie. En die eerste ding wat hy verander is jou denke. Want denke is nie eintlik vasgevang hier nie. Jy kan aan God dink, jy kan by die hemel wees met jou denke, en as hy jou denke kan beheer, jou noes, en jy begin dan in liefde praat, liefde sien, liefde doen, en as jy tekkie die teerslaan, dan word jy die versinnebeelding en die inkarnasie van Christus op aarde. Hy word jy. So as jou vrou eendag sal kyk, jy lyk nou net Jesus. Sê dankie Heilige Gees. Verstaan jy? Dis, weet, ons wil altyd verander. Jy moet nie Gees toelaat om jou te laat verander. Jy kan nie verander, jy's 'n mens. Kan jy jou eie skoenveters jou optrek, hè? Maar as jy die Heilige Gees toelaat, dan trek jy op. En wat maak hy? Hy maak jou die heilige wese. En ons weet wat is God se heiligheid, dit is sy liefde. So, jy weet, mens moet nooit toelaat dat die verlede jou roof nie. En ons doen dit, dat ons is so seer gekry toe ons klein was, en my pa het nie vir my gehou nie, en die onderwysers het sê ek is lelik, en jy weet daai ding, you're ugly and your mother dress you also ugly tipe van ding. Kom maar hoor, man, ek wil wees wie jy is in Christus. Ek wil jy hoef nie te wees wie jou ouers was nie. Dis 'n mooi voorbeeld van Rian. Rian se albei se ouers was doof gewees. Ek het na hom luister wie eintlik huil. En hoe swaar hulle gekry het. Maar hy het hom nie laat onderkry nie. Ek bedoel, hy het planne gemaak en kontrakte geteken namens sy pa en nie toegelaat dat hom onderkry nie. Maar wat het hy gedoen? Hy het die Gees van God in hom laat leef. En hy is een van die mans in die gemeente wat aanhoudend van toe ek so siek was gesê, ek het jou lief. Ek het jou lief. Hy het nooit opgehou om te sê nie. Hoekom? Want die Gees maak hom anders. En nou sal jy ook verstaan wat dit beteken om ewig te lewe. Ek bedoel, God sê, my Gees in jou is, het jy dit nou al. Jy het nou al die liefde wat ek het, maar jy moet weet, dat eendag as jou tyd op aarde verby is en jy stap oor, dan is jy by my wat ewig is. En hoe hulle nou die hemel probeer beskryf het, jy is by my. En nou al is jy deel van ek wat niemand gemaak het nie. Ek is die krag, ek is God. Daar is die mooi gedig wat Vader Bonaventure geskryf het, wat sê, jy weet ek moet dit nou 'n bietjie in my kop onthou, maar die hemel kan nie, jou 2 longe kan die aarde nie intrek nie. Hy sê, 'n emmer kan nie die see vat nie. Hy sê, maar God, wil die 7 ster sy voetstoel maak. Hy kom vestig hom in die holspier van jou hart. Kom nou,
Amen.